En toe, sonder om eers te wag, sonder versuim, het hy opgestaan en teruggegaan na sy pa. Toe hy nog ver aankom, toe aan die ander kant is, het sy pa al gesien en op regtig innerlik jammer gekry. Hy haal hom op tegemoet, omhels hom en soen hom, en sê vir hom, en toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word. Hy besef, die seun besef, hy het so lelik teenoor sy pa opgetree. Hy het so verkeerd gedoen. Hy het sy pa se gevoelens so seer gemaak. Hy voel hy kan nie, hy is nie meer werd om sy pa se seun te wees nie. Hy voel so skuldig. En toe sê sy pa die volgende. Maar sy pa roep die werksmanne, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sy het vir hom 'n ring in sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun vir my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. So hierdie kind, hy was baie stout geweest, hy het groot sonde gemaak. En hy het gedink sy pa gaan hom onmiddellik wegjaag. Hy het gedink, sy pa gaan vir hom sê, waar gaan jy? Jy het so uit my opgetree, daar gaan jy, jy's weg. En toe wat doen sy pa? Presies die teenoorgestelde. Hy draai om en hy gee hom terug, hy hou hom vas. En hy sê vir sy mense, right, my seun het teruggekom. Ons gaan fees vier. Staan gou almal, staan gou. En nou wil ek hê, jy moet gou dat die enige persoon wat rondom en by jou is draai en vir hulle 'n groot drukkie gee. Gee 'n groot drukkie. Goed, julle kan maar weer sit. So, hy gee hulle toe 'n groot drukkie en hy is so bly. Sy seun is terug. Hy is so bly. En soos julle ook nog 'n lekker gevoel het raai drukkie. Dink nie hoe daai seun gevoel, wat so lank dit my so moeilik gegaan het. Dink net hoe lekker was dit vir hom ook gewees om te kan net sy pa se drukkie te voel. Toe hy gedink het, sy pa wil hom nie meer hê nie. Maar die wetsgeleerde langs sy hand af en vra vir Jesus, hoor Griet, daar is hy. Sy oudste seun was nog in die veld. En toe hy terugkom en na die huis was, hoor hy musiek en singery. Hy roep toe een van die bedienis nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, "U broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslaag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. So die ouer boetie het nou kwaad geword. Sy pa gaan toe uit en sy pa gaan toe buite na hom toe en hy sê vir hom, "Kyk, daar vers 29. Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa is goed met prostituie neergebring het, teruggekom het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslaag. Toe sê die pa vir hom, "Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is joune ook, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry." So verduidelik die pa vir die ouer boetie, want dink ek gaan julle, hoe dit vir die ouer boetie gevoel. Jy miskien hierdie boetie van hom, het lelik opgetree teenoor sy pa. So die ouer boetie was ook in elk geval kwaad vir sy boetie gewees. Want sy boetie het lelik gemaak. Sy boetie het nie mooi opgetree teenoor sy pa nie. En nou kom die boetie terug en sy sê, "Pa, hey, ons gaan nou fees vier, jou boetie is terug."
En hierdie boetie is soos, nee, wat gaan aan? Hoe kan dit gebeur? Die boetie is amper al verloers. Want hy tree op dit reg op. En ek wist nie, dan kom hier 'n ander boetie in, en nou gaan ons fees vier. Die ander boetie wat eintlik lelik was. En toe sê die pa vir hom, jou boetie was dood, en hy het teruggekom. Hy was verloor en hy is terug by die huis. Dis amazing, dis awesome. Dis so lekker om boetie te hê. Weet julle wat, nee? Dit is so met ons ook en met God. Maak is ook wat ons doen nie. God staan altyd met oop arms om ons te ontvang. Terug te ontvang in sy gesin. So 'n paar moeilike woorde wat ons geleer het vanoggend. Iemand erf sy pa se goed, wanneer hy sy pa se goed kry nadat sy pa gesterf het. Hongerstoot, dat daar min kos om te eet. Pele, die doppe, waar partyplante se saad is. Die pele in die storie was nooit vir die karotboom. 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en vir hom werk. En feesvier is 'n lekker eet en bly wees. Goed. Ek wil hoor, as julle dink aan 'n huis, wat se gevoelens kry julle as jy dink oor 'n huis gesin? Yes. Warm? Wat is dit nog? Wat is nog 'n huis? Ja. Wat is nog? Hoe is dit gegaan? Gaan 'n bietjie uitstap. Hoe laat die huis ons voel, julle? Ja, nee. Veilig, huis is veilig voel. Liefde, wat van nog? Jy voel thuis by jou. Veilig. Liefde, yes. Dat gemakkelijk. Gezond. Lekker om die huis te wees. Ja, wat is nog? Ja. Gelukkig. Het jy 'n huisgesin wat jy mens eintlik net so lekker fasie voel, né? Mens voel, weet jy wat? 'n huis is mos soos, dit voel soos daai lekker truitjie wat jy gehad het toe jy klein was, of 'n kombersie. Jy voel so lekker, jy voel lekker warm. En 'n huis is eintlik net mure, maar dit is nog steeds lekker, want dis die ruimte waarin ons almal lekker kan saamkuier en lekker goeie herinneringe kan maak. Sê vir 'n bietjie julle hande op. Wie van julle het al so lekker op 'n tafel gesit en met julle gesin gekuier? Uiteindelik ons almal. Nou, Jesus en God in die hemel. Dis is ons goddelike huis. God is hierdie pa van in die huis. En hy wil hier in hierdie huis inkom. Hy wil hier met op die bank gaan sit en in sy teenwoordigheid wees. Hy wil hier rustig wees en sommer net met hom lekker sit kuier. Jesus wil saam met jou aan die tafel sit. En hy wil saam met jou kuier en met jou gesels en hoe gaan dit met jou? God wil also by julle teenwoordig wees en kyk hoe julle speel. Kyk hoe julle rustig is op die voorstoep in die stonnetjie waar mens dit kan rustig word. Die deure van hierdie huis is ook vir ons almal. Ons kan daar ingaan. Ons kan terugkom huis toe en ons kan instap in hierdie wonderlike liefde omgewing. En niks wat ons doen kan ons hou, kan ons weghou van hierdie liefde. Niks, nie geen sonde of niks as doen nie, kan ons keer om by die huis in te kom nie. Al wat ons moet doen is om net Jesus aanvaar. Hy wil vra om ons ook te vergewe vir ons sondes. Sien, God staan by hierdie deur met sy arms oop en hy wag vir jou.
Hy sê vir jou, kom na my toe. Kom, ek wag. Hy staan by die pad en hy kyk af op die pad en hy sien, daar in die verte loop mense. En hy hoop is jy. Hy hoop jy is die een wat na hom toe kom. Hy hoop jy is die een wat aan die pad af opgestap toe kom, dat hy jou tegemoet hardloop. En jy in sy arms vat en jou druk. En jy 'n liefde laat ervaar, wat jy nooit in jou lewe ooit weer sal ervaar nie. 'n liefde so groot, dat ons dit nie kan verduidelik nie. 'n liefde so groot, dat dit die wêreld verander het. 'n liefde so groot vir jou, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dat hy sy seun gestuur het, om vir jou aan die kruis te sterf. Dis wat God is. God is hierdie pa in hierdie verhaal. God is daai pa wat staan met sy oop arms. En wie sê, miskien is jy dalk die boetie wat by die huis is. Of miskien is jy dalk die boetie wat voel dat jy weg is. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy leef elke dag ook naby aan God. Of miskien voel dit vir jy nog 'n bietjie ver, jy is nog 'n bietjie ver weg van God af. Miskien voel dit vir jy nog 'n bietjie ver gedryf van die Here af. Miskien voel dit vir jy nog iets in jou lewe gedoen wat jou net keer om met God te connect. Wie weet? Maar vir albei van daai is daar 'n plek in God se huis. En dit wat jy doen, kan jou ooit skei van die liefde van die Here af nie. Punt.